Ons gaan nou vandag praat oor integrasie. Ek gaan nie vreeslike kennis-insette maak nie. Die belangrike ding is dat ons hierdie geweldige klomp informasie, wat eintlik maklik net oor ons spoel en dan is dit weer weg, dat 'n mens ten minste gedeeltes daarvan in jou lewe integreer. En daar's verskillende maniere hoe mense dit kan integreer, maar vir my een van die belangrikste goed is geloofsonderskeiding. Ons het begin met geloofsonderskeiding. Ons gaan nou weer vandag 'n bietjie daarmee werk en ek gaan dit julle self werk tot 'n baie groot mate. So hier's weer ons raampie. So daar's 'n probleem, 'n ding, jy weet wat is 'n mens se eerste persepsies? Dan die tweede een is, let op die emosies wat dit wakker maak. Emosies is ons baie sterk. Emosies is eintlik dikwels sterker as inligting in ons besluitneming. In elk geval, ten minste dit wat ons onthou, is emosies baie sterk. So ons moet bietjie daaroor praat, oor ons eie emosies, maar dit is vir my ook baie, baie belangrik, dat ons empatie sal hê met dit wat in die land en in die wêreld aangaan, of in ons plaaslike gemeenskap, hoe dit ander mense raak. Hoe dit mense raak wat minder bevoorreg is, mense wat nie 'n huis het, mense wat van die hand na die mond lewe, dagloners. Hoe raak dit hulle dat ons plaas in ander mense se skoene? Hoekom moet ons dit doen? Want dis wat Jesus gedoen het. Dis wat een van die belangrikste goed, dink ek, wat inkarnasie beteken. Dan, ons kan nie vassteek by persepsies nie, ons moet ook kyk na wat is besig om rondom ons te gebeur. Wat leer ons uit die wetenskappe? Is deel van ons gereformeerde erfenis, dat ons sê God openbaar hom ook op ander maniere, nie net deur die woord nie net subjektief in my eie lewe deur die gees nie. God openbaar homself ook deur die wetenskap, in die natuur, ook deur ongelowiges. Dis die koninkryksperspektief waarmee ons leef. Almal van ons wat nou nog by Prof Johan Heinz klas gehad het, dis in ons ingehamer dat die skopus van die skrif is die koms van God se koninkryk. Dis die kern van waaroor Jesus spreek, is dat God se heerskappy breek aan en die koninkryk is, dit het Prof Heinz ons baie goed geleer, is groter as die kerk. Dit kom ook weer op ander plekke. So ons kyk ook na ander plekke waar die wêreld meer word soos wat God wil hê. Ons bely ook dat waarheid, alle waarheid is God se waarheid. Waarheid kom nie van die bose nie, waarheid kom van God. En dat ons dit moet daarvan kennis maak en dit ook moet onderskei, daarmee met werk. Dan wat ons vandag gaan oor baie praat, is hoe integreer ons dit en die godsvraag gaan vra, en dan gaan ons gou na teetyd bietjie ook praat oor roep. Right. So dis die 5 stappe, dis dieselfde as op die eerste dag. Begin waar ons nou is, ons indrukke, ons waarneming. Tweede, ons emosies wat wakker gemaak word. Ingeligte stemme kan ons help om dieper te kyk, om beter te verstaan. Geloofskyk. Christene word verder uitgedaag om na die situasie te kyk deur die bril van Christus en die woord. En ek weet 2 goed wat ons kan doen in die geloofsonderskeiding. En dan waartoe roep die Here ons? En daar wil ek ons moet bietjie kyk na waarderende ondersoek. Ek het beloof ek gaan vir julle hierdie instrument gee, net vir julle 'n bietjie gee. Dis 'n baie nuttige leierskap instrument. Hulle werk met die 4D's, ons in Afrikaans werk met 4 O's, dit vertaal lekker. So jy vat 'n spesifieke fokus,
as 'n agenda vir groei, dan ontdek jy. Wat is reeds daar? Wat het die Here reeds vir ons gegee? Die eerste, samewerkende ontdekking van dit wat lewe gee. Daai uitstekende opsomming van die kerk se roeping uh is gaan presies oor, en dit gebruik almekaar, dit kom ons van die Wêreldraad van Kerke, uh, dat God gee lewe, en werk heeltyd met die lewe wat God gee. So, kom ons ontdek dit. Wat is reeds daar? Hoe gee God reeds lewe? Dan onderskei droom saam, 'n energerende verkenning van wat beter kan wees. Wat kan daar wees? Wat hoor ons, wil die Here regtig vir ons gee? So Sarel gesê het, jy weet, ons is deel van die groot koms van God se koninkryk. Dan design, ons gaan nie baie daaroor praat nou nie, dit kom later in die kursus. Ontwerp van voorstelle rondom prentjies wat die droom binne die bereik. So jy weet, wat kan dit? Ons gaan bietjie daarna kyk. Wat moet daar wees? Hoe kan ons aan die Here gehoorsaam wees? En dan, wat se optrede is daar? Wat gaan ons doen? Pieter se aanbieding is vir my so uitstekend, omdat hy sê, ons moet doen. Dit is deur te doen dat ons dat ons denke ook verander, ons breine verander deur dit wat ons doen. Right, so die 10 vertrekpunte vir waarderende ondersoek. Elke organisasie of sisteem het elemente wat reeds goed werk en wat lewe gee. Dit waarop ons fokus word ons werklikheid. Ons moet die soort vrae wat ons vra beïnvloed mense se denke, nê. As ons almekaar net vra oor probleme, dan raak mense se denke gefikseer op probleme. As ons vra wat te doen het met lewegewende goed, met moontlikhede, met nuwe verbeelding, dan vorm dit die denke. Verder, mense het meer vertroue vir 'n reis na die toekoms wanneer fasette van die verlede saamgedra word. Ek wil vir julle 'n kort storieetjie hieroor vertel. Toe ons hier na 2015 die hele kwessie van missionale transformasie, ek en nou Freddie Skuman was die groot twee karpere, Freddie meer as ek, tot sy dood, wat missionale transformasie die landswye vlak moes dra, en ons het dit gedoen binne die sisteem, so ons baie gewerk met die algemene sinode Moderami, en op 'n stadium het ouens begin vaskop, jy weet, ons het beleef, ouens sê, wat gaan hier aan, waaroor praat julle? Ek kan nog baie goed onthou dat iemand gesê het, wil julle nou alles verander? Die wonderlike ding was, dat ons vir hulle kon sê, nee, natuurlik nie. Elke gemeente in hierdie kerk, in hierdie NG Kerk, het alreeds 'n missionale geskiedenis, het alreeds 'n missionale voetspoor. Ons begin nie van A af nie, ons het 'n geskiedenis, ons is maar net besig om te dink, hoe kan ons met hierdie storie verder gaan. Onthou dit, wanneer jy praat met jou gemeente, met jou kerkraad. Nuwe goed wat ons doen, bou op die bestaande. En die gebruik van die sterk goed, dis die volgende ene, die beste van die verlede, dit is 'n springplank vir die toekoms. So mens haak daarby aan, altyd. Wat doen ons reeds goed? Waar gebruik God ons reeds? Dit is waarmee ons begin, as ons dink oor die toekoms. Dit is belangrik om verskille en verskeidenheid van perspektiewe te waardeer. Dis een van die belangrike goed waaroor Niels gister gepraat het. Die kerk was verskriklik uniform, waar toe ek 'n jong dominee was, het elke liturgie in elke gemeente, elke Sondag dieselfde gelyk. Dit was ook, hulle het daarop geroem. 'n Lidmaat met enige plek van die land in 'n NG Kerk diens kan instap en die liturgie moet dieselfde wees. Jy moet 100% tuis voel.
Intussen tyd het ons agtergekom, daar is geweldige diversiteit. Ook Prof Henty Boshoff van Noordwes Universiteit het dit al van die 80er jare gesê, dat daar is nie meer iets soos 'n standaard uitgawe van die Afrikaner. Die diversiteit was daai tyd al duidelik en dit het intussen tyd net groter geword. So ons het geleer om nie net diversiteit te verdra nie, maar om dit te omhels. Want dis een van God se beste gawes aan die kerk, dat ons diversiteit omhels. Dit is daai al daai goeders rondom die gawes en die liggaam gaan van hierdie ding uit. Daar's verskillende liggaamsdele. Elkeen het nie dieselfde funksie nie. Ons is nie dieselfde nie, ons mag nie dieselfde wees nie. Ons het nie almal dieselfde perspektiewe nie. Ons moet dit benut. Dis ons sterkpunt. Taal wat ons praat, taal wat ons gebruik, skep ons werklikheid. Hoe meer ons oor goed praat, hoe meer word dit ons werklikheid. So Dominee, die soort taal wat jy gebruik in vergaderings, in Bybelstudies van die kansel af, kondisioneer mense se breinpatrone. Dit skep die werklikheid. Dit gee vorm aan hoe mense dink en hoe mense optree. Dan menslike stelsels is heliotropies, soek altyd die son, soek altyd die lig. Lawrence, Yes. sorry man, ek weet nie, mag ons ietsie sê nou? Ja, asseblief sê iets. Ek het so terug het ek 'n ding geleer, ons bietjie navorsing gewees wat hulle gedoen het met ek weet nie of die regte woord is, die Eskimos, nee, mense daar in die sneeu bly. Een van die goed hulle agtergekom het is die mense kan nie al die kleure sien nie. Nee, dit was baie vreemd. Dat Ja. want hulle kom uit daai omgewing uit waar daar nie natuurlik al die kleure is beskikbaar om te sien nie, nê. Maar die vreemde ding was, hulle kom toe agter dit gaan nie noodwendig, hulle wys vir hulle verskillende kleure en dan kan hulle nie die verskil tussen die kleure sien nie, hoewel dit duidelik is. Toe kom hulle agter omdat die mense nie woorde daarvoor het nie. En omdat hulle groot geword het, omdat hulle nie daai taal kan gebruik nie, kan die brein dit fisies nie onderskei nie. Die kleure is vir hom dieselfde, hy sien dit dieselfde omdat hy nie woord het om dit te beskryf nie. Wat interessant was, wat op die ouend, wat jy ook nou sê, jou woorde skep ook hoe jou brein goed sien. Ek kan Yes. sien vandag se tyd as jy al die woorde is dieselfde, nee, alles is of lekker of is sleg. Ons het nie beskrywende woorde vir wat ons bedoel nie. Hoe was jou dag? Dit was sleg. Ons sê nie dit was uitputtend of ons sê nie dit was ons beskryf nie wat ons sê nie, ons sê maar net lekker of sleg. So alles raak so 'n soort van ons brein dieselfde, nê? Nee? Alles wat nie lekker is sleg en alles wat vreemd is goed. Ja, Maar jou woordeskat bepaal ook die manier hoe jou brein goeters opneem, prosesseer. Ja. prosesseer en hoe jy die wêreld sien. Wat interessant is, so as jy nie pas op dat jy nie mooi beskryf wat jy voel, wat jy sien of wat jy sê nie, dan gaan jou brein alles so half soort van in Ja. dieselfde boksies begin plaas. So, jy Snaaks, nee, leef maar ja, so, sorry. ja, jy leef eintlik soort van in 'n blur, nee. Ja. Maar dieselfde daai navorsing, dit kan ek nou nie ek gaan nou 'n syfer noem en dis nou sommer net 'n voorbeeld. Daai selfde mense wat in daai lande bly, het 20 verskillende woorde vir sneeu. Want dit is hulle werklikheid. Ek en jy kan dit nie sien nie, maar hulle weet dit, want dit is waar hulle bly. Taal wat ons gebruik en praat skep ons werklikheid. Verder moet ons dankie, baie dankie daarvoor. Ek wil gou vir julle, ek het dit nou nie gister gesê toe Pieter daarby was nie. Ek het my doktorsgraad gedoen in pastoraat. En so ek was ook maar soos Pieter in al hierdie sielkundige teorieë en so. En het uiteindelik maar baie op dieselfde plek gekom as waar hy is. Jy weet, fokus op die goeie, fokus op die positiewe. Dit is wat mense die meeste help, eerder as om aan mekaar oor probleme te praat. Dit help mense nie. En een van die goed wat ek kan tog baie goed onthou, ek was op vakansie en ek het in die bed gelê en 'n artikel gelees op my tablet en dit het gegaan oor hoe om jou huwelik te red. En die eerste ding wat daai ou sê, ek kan nou nie sy naam onthou nie,
dis die marriage fitness program. Die eerste ding wat hy sê is, don't talk about your problems. Jy weet, toe ek dit lees, toe dink ek, wat praat hy nou? Toe sê hy, die meeste mense praat met hulle huweliksmaats en met ander mense om hulle, oor hulle probleme tot satwordens toe. En daai probleme word 'n monster. Het word al hoe groter en groter, hoe meer hulle daaroor praat. En toe ek daai goed lees, toe besef ek, maar dis nie waar. Ek sien dit gebeur. As ons negatiewe taal gebruik, as ons probleem taal die hele tyd gebruik, dan word daai probleme onoorkomlik. So, ons fokus op die positiewe, ons fokus op dit wat die Here reeds doen, wat hy reeds vir ons gee, en dit skep die werklikheid, dit skep nuwe verbeelding. Dan uitkomste moet bruikbaar en opbouend wees. Dit help nie om uitkomste te beplan wat reusagtig is, of wat eintlik nie 'n verskil maak. Dit moet bruikbaar wees en opbouend, en al hierdie stappe werk saam. Dis maar net so slotopmerking, dis 'n geïntegreerde manier. So, kom ons kyk net gou weer. Elke organisasie, elke mens, julle almal, julle gemeentes, het elemente wat goed werk en wat lewe gee. As dit nie so was nie, het daai gemeente nie meer bestaan nie. Daar's genoeg goed wat werk en wat lewe gee, dat die gemeente voortbestaan. Waarop ons fokus word ons werklikheid. Die vrae wat ons vra as ons begin, is nogal vir fasiliteerders geskryf, maar ook vir enige leier, die vrae wat ons vra beïnvloed die denke. Ons moet fasette uit die verlede saamdra, maar ons moet die beste van. Ons moet identifiseer, wat is dit wat werk, waar is God reeds teenwoordig, hoe gebruik God ons reeds, dit is waarop ons kan bou, benut, omhels die verskeidenheid van perspektiewe en gawes wat ek hier bysit. Ons taal skep die werklikheid. Hou altyd in berekening dat mense soek die son. Mense wil in die lig leef. Beplan vir bruikbare opbouende uitkomste en dink integrerend oor hoe 'n mens 'n gemeente lei. Right, so wat is ons rol as gemeenteleiers? Ons het 'n profeties-hermeneutiese funksie. So, wat beteken dit? Ons moet lidmate aanmoedig om geïnteresseerd te wees in die gewone lewe buite ons, die politiek, die ekonomie, die kuns en die wetenskap. Moedig lidmate aan om dieper te kyk na strominge en tendense. Help lidmate om ander mense en hulle vrae, nood, pyn raak te sien. Het gaan nie net alles oor ons nie. Ons is nog steeds geweldig bevoorreg. Ons moet Jesus se perspektief kry, ons moet Jesus se oë kry. Help mense om die verband tussen persepsies en emosies te verstaan. Hoekom is dit so belangrik? Omdat emosies so sterk is. Help mense om vanuit hulle geloof in God na die lewe te kyk. En nie, soos Hendrik nou gesê het, net deur die oë van die koerant en van die slegte nuus en die fake news en dit wat ons op WhatsApp kry nie. Deur ons geloof in God kyk ons na die lewe. En dat ons voortdurend bly vra, wat roep die Here ons om te doen. Right, ek dink dis krities belangrike goed. My ou regtig hoogs gewaardeerde vriend Gert Kordier het in sy proefskrif, sy baie goeie proefskrif oor missionale leierskap, het hy gesê, die belangrikste ding in missionale gemeentes is 'n dominee wat dit voorleef. So ons rol as gemeenteleiers is om hierdie soort van onderskeidende lewe voor hulle te leef. Mense word nog altyd baie sterker beïnvloed deur wat ons doen as deur dit wat ons sê.
Konteksonderscheidende gemeentes is gemeentes wat vra, wat nuuskierig is, wat na onsself kyk, uh, eerlike selfondersoek, wat eksperimenteer, wat entrepreneurskap aanmoedig, nuwe goed probeer, bereid is om te misluk. In die gemeente het ons 'n lidmaat gehad. Hy was 'n vreeslike suksesvolle entrepreneur. Hy het eendag vir my gesê, ek het meer besighede toegemaak as wat geslaag het. So hy sien geleenthede en hy het net hierdie ding van hier's 'n geleentheid, kom ons vat hom. Dalk as dit nie werk nie, dan los hy dit, maar hy is nie bang om te waag. Nie net rasionele kommunikasie nie, maar ook deur kuns, intuïtiewe kuns, simbole, liturgie kan ons bysit. Is kragtige kommunikasie, maar hulle praat met ons intuïsie. Die mense wat voor jou sit, is gelowige mense. Hulle is gewoond daaraan dat om intuïtief aangespreek te word. Oefen aktiewe gasvryheid en omhels konflik as geleenthede vir groei. As daar konflik is in die gemeente oor 'n sekere saak, dan sê dit dat mense gee om. Hulle stap nie net weg, hulle engage. So dit is 'n geleentheid vir groei. As daar goed gebeur in die gemeente en almal sê maar net ja, dan beteken dit een van twee goed. Almal wat kwaad is wat kom anders dink is klaar weg. Of mense gee eintlik nie meer regtig om nie. En ek praat nie van konflik waar mense op mekaar skree en so nie. Ek praat net van daar's verskille en dis geleenthede vir groei, want dan luister ons na mekaar, ons ontdek nuwe weë. 'n Goeie ding vir 'n dominee is om te sê stry met my. Ek het hierdie idee, maar stry met my. Want ons kan nie alles raak sien. Mense wat van ons verskil, help ons om goed raak te sien wat nie noodwendig voor ons oë is. Right. Vriende, dit is nou 10:19. My voorstel gaan wees dat ons nou net eers hierdie ene doen. Ek gaan gou hierdie in die chat sit, hierdie vrae, en dan gaan ek ons verdeel in ons wegbreekgroepe, en dan in ons wegbreekgroepe, kom ons praat net met mekaar. As chat, ek moet hom nou net eers kry. Daar's. So, kom ons gebruik tot teetyd. Ons het 10 minute, dit is genoeg tyd in ons wegbreekgroepe, om vir jou maat, jou gespreksgenoot, dat julle hieroor praat. Hier's die vraag, gaan oor waar is jy nou, waarmee gaan dit, waar gaan met jou goed, dis klomp vrae, jy gaan nie by almal uitkom nie, en ruil betyds, dat julle kan albei bebeerd kry. So, ek gaan ons gou indeel in ons groepe. Ekskuus, ek gaan net gou kyk hoeveel is ons nou, of ons nog steeds 12 is. Ons is nou 14, ek gaan 7 groepe. Reg. Dan sien ons mekaar weer nee, 11:00. Dan sien ons mekaar weer 11:00.
Hi Elana, ek weet nie wat gaan nou aan nie, is ons in die groot groep of in 'n klein wegbreekgroep. Ek was alleen in my kamer en toe het ek maar weer teruggegaan in die groot groep toe. O, nee, ek dink ons is weer in 'n breakout room ingesit. Ehm of ons is in 'n groot groep, ek is onseker. Maar hy het gesê ons gaan 11 uur terug wees. Ek weet nie of jy my Ja, ek hoor jou. So ons het nou 'n breek tot 11 uur, is ek reg? Ja, jy's reg. Goed, dan sien ek jou later. Sien jy dit hoor? Asai, jy ook. Dankie, tada.
Welkom terug almal. Ek hoop julle het lekker gesels. Ek en Henk het gepraat, maar ons het gevind dat die 10 minute was bietjie min. So ek hoop julle kon lekker gesels en lekker tyd hê om hieroor te praat. Wat ek nou wil doen is ek gaan vir julle net iets wys, slide wys. Kom ek so hier is hoe ek nou gedink het ons nou verder vra waarmee ons kan werk. So die eerste ene was nou, jy weet, waar is jy in terme van jou bediening? Die tweede ene, hoe voel jy oor die gemeente, die plaaslike gemeenskap, die NG Kerk, die land, die globale wêreld, die globale terrein. Ek dink ons kan hom miskien maar skiep, maar hier is maar die geloofsonderskeiding vra. Ja, ek het nou nie ander goeders wat ek nou doen nie. Maar wat ek wel wil hê ons tog moet praat, want dit gaan ons nou oor hierdie kursus en oor integrasie, is dis die volgende vraag. Dit is hierdie, watter nuwe insigte het jy gekry en wat is die beste dinge wat nou gebeur? So, en julle het my nou nog gehoor oor die waardering ondersoek. Die beste dinge is die belangrike ding. En waarskynlik is hierdie die belangrikste, nee, daai. Wat is die beste dinge wat nou gebeur in julle gemeenskap, in die gemeente en met jouself? So, kom ons fokus daar. Dan gaan ons net terugkom na so 20 minute. Ons terugkom en dan gaan ek vir julle dat ons net kyk weer na die godsvrae en iemand het vir my gister gevra, gee vir my die Heilige Gees vra, luister na die stem van die Gees, so ek sal dit gou vir julle wys. Ek het dit gestuur in die PowerPoint en daarna is dit dan die roepingsvraag. So ons mik dis nou 11:00 om hier so rondom 12:00 te laat te maak. Vir almal van julle wat nog moet gaan staf doen. Ek hou ons in ons groepe. Ek hoop nou dit gaan so werk dat julle gaan weer terugsit in die groepe waarin julle was. Wie het nie bygekom? Want hier is nou 13, daar was 12. Sê gou vir my, wie is nou Ek het bygekom, Laurens. Gerard, dankie. Gerard, is hier iemand hier wat jy reeds ken? Ja, vir Armando, ons is al twee in Durban. Armando, saam met wie is jy in julle groep? Wie saam met my was het nou gery. Hy is nou op pad. Hy gaan nou eers bietjie later terugkom. Okay, dan sit ek vir Gerard by jou. Right. Ja, dis reg. Shop. Dit gaan werk. Right. Ek gaan ons nou verdeel in die groepe en dan na 20 minute gaan ek laat ons terugkom. So ons gaan praat oor daai vrae, hulle is in die chats. Julle het my gehoor, fokus op die goed wat jy dink, wat is die beste goed wat nou besig is om te gebeur. Die volgende vraag gaan oor die godsvraag. Dit het ons nou al oor gepraat tevore. Ons gaan weer wegbreek en dan gaan ons daaroor praat. In geloofsonderskeiding is dis 'n keystone habit om hierdie goed te vra. Nie net in 'n gestruktureerde proses nie, maar dit die soort vrae is wat 'n mens begin vra wanneer ons as gelowiges bymekaar is. In kerkraadsvergaderings en in 'n Bybelstudie. Dis powerful vrae hierdie. Ek het altyd gewonder, hierdie ene, aan wie behoort hierdie gemeente en wat is die implikasies? Ek het gedink, wat 'n redundant vraag is dit nou? Jy weet, almal weet ons behoort aan die Here. Totdat jy gaan stil staan en sê, okay, kom ons praat net gou hieroor. Aan wie behoort ons en wat is die implikasies hiervan? Right. Dan oor die Heilige Gees vra, dit is hier deur ons in Suid-Afrika ontwikkel. Ek was nie deel daarvan nie, so dis wonderlike vraag. So hy werk met hierdie twee goed. Die Gees ontwrig ons. Jy weet, die Gees sit 'n stopteken. Of die Gees wys vir ons blinde kolle uit. Of die Gees sê ons het gewoontes of praktyke wat ons moet afleer.
So die Gees ontwrig ons, aan die ander kant die Gees bevestig. Die Gees nooi ons in, waarin? In God se bewegings in. Die Gees nooi ons in om deel te word. Of die Gees maak nuwe verbeelding los. Of die Gees sê, hier's goed wat jy sal moet aanleer, nuwe gedrag, nuwe gewoontes om in te oefen. So, ek gaan dit ook in die chat sit, hier's die vraag, en dan breek ons weer weg, en dan praat ons oor hierdie goed. So, die goed bou op mekaar, ons vra, ons antwoorde bou op mekaar, waar is jy, net gou hier, daar sê, waar is jy self, dit was ons eerste vraag, wat is God besig om met jou te doen, wat is vir jou, wat het jy gesien, wat het jy geleer, wat is vir jou die mooi goed, die positiewe goed, en nou gaan ons nog 'n stap dieper en ons sê, hoe sien ons God se bewegings hierin? En die Gees vra, maak dit baie persoonlik. Right, julle, ek gaan ons weer in die wegbreekgroepe indeel, dat ek net gou die recording pause. Vriende, ek dink almal wat nou nog nie geloop het om te gaan hemelvaartdiens voorberei nie, is nou nog hier, so kom ons is nou nog hier, kom ons doen die laaste stukkie. So, in die geloofsonderscheidende sirkel, is dit die laaste blokkie, en dit is om die roepingsvrae te vra. Hier sê. Ek het hulle in die chat gesit, so die roepingsvrae sentreer rondom hierdie ding wat ons nou vanuit die missionale beweging geleer het, om die vraag te vra, wat is God besig om te doen? Wat is Pat Kiefer se ding? In plaas van om te vra, what the hell is happening, moet ons liewerster vra, what in heaven's name is God up to? Dis 'n ander manier om te vra, wanneer daar moeilikheid is. Wat is God besig om te doen? So ek wil eintlik hê, jy moet net, as ons nou wegbreek, is dit die vraag. Dis die belangrikste vraag. En dan daarna te vra, hoe kan jy aansluit? Hoe pas my roeping en dit wat God oor jare in my lewe ingebou het, hoe pas dit by dit wat God besig is om te doen? En 'n mens moet hom so aftyper van die wêreld, na die land, na die gemeenskap en in die gemeente. Want God beweeg in die wêreld. Ek het dit baie deeglik besef toe ek voorberei het. Jy weet, die groot globale tendense sê vir my, God is besig om te werk. Die koninkryk kom op allerlei maniere wat ek nie raak gesien het. Vir my een van die lekkerste goed om te gelees het nou, was oor die canopy, die blaredak word groter. Die natuur word herstel. Dit is 'n wonderlike ding. Maar goed, so wat is God besig om te doen? Dan die persoonlike roepingsvraag, hoe kan ek self aansluit en ons gemeente aansluit by wat God besig om te doen? Hierdie vraag is vir jou persoonlik. Hoe kan jy self aansluit? Dan vriende, dit is altyd vir my krities belangrik om strategies te dink. Die strategiese vraag is, watter dinge, miskien watter een ding, as ek dit nou doen, sal 'n groot verskil maak. Mens kan moeilik 4 nuwe goed, maar almal van ons kan een ding. Wat sal jou eerste te doen? En dan daaruit vloei, watter gewoontes sal jy moet aanleer? Ons het nou mooi gister by Pieter geleer, dit lê in die gewoontes, want die gewoontes vorm die paadjies in ons brein. Watter gewoontes moet jy aanleer? En dan hou ek van hierdie 2 wat ek
ek dink ek het by Tom Smit geleer of iewers, ek weet nie wie dit my geleer, maar dit is, wie gaan jy daarvan vertel? Dit is nie net 'n individuele ding nie. Dalk jou kerkraad, jou eggenoot, lewensmaat, baie goeie vriend, 'n mentor, wie gaan jy daarvan vertel? En daarmee saam, hoe gaan jy aanspreeklik gehou? En dit is baie keer net deur dit te vertel, maak jy daai deur vir aanspreeklikheid. Om vir iemand te sê, ek gee jou die toestemming om vir my te vra, hoe gaan dit met my nuwe gewoonte? So ek gaan laat ons laaste breek doen. Jy hoef nie dadelik te begin praat nie. Maar dis die laaste ene en dis nou 10:12. Ons kom half terug en dan gaan ek net vir ons afsluit. Dis al wat ek dink. Ek wil vir julle een laaste slide wys en wag, ek moet daarop sou nie dat ek dit doen nie, ek moet hom share. Ek wil net die laaste slide vir julle wys. Van nou wat geweldig baie geskryf het en invloed is oor die gemeenskap. How do you change the world? One room at a time. Which room? The one you're in. Ek is mal oor hierdie uitdruk, oor hierdie quote van Pieter Blok. Sien jouself as 'n change agent in God se hande. Die koninkryk gaan oor verandering en vernuwing. En Johanna het dit mooi gesê sommer op die eerste dag, jou circle of influence, die kamer waarin jy is, dis die een wat die Here vir jou gee, gaan verander dit daar. Blom waar jy geplant is, jy weet, neem van die verantwoordelikhede wat die Here vir jou gee. Ek het nou met Henk baie lekker gesels en ek gaan nou nie uit die slaapkamer uitpraat nie, maar dit was net vir my 'n inspirasie om te luister na 'n leier in die kerk wat seker is van sy roeping en wat dit doen en hy ontvang dit van die Here en hy doen dit met vreugde en dis 'n voorreg. Ja, so dankie Henk. Dankie vir julle almal. Dit was my baie lekker. Ek het dit regtig geniet om met julle interaksie te hê en ek is bly ons het dit aanlyn gedoen dat ek mense van oor die land kon ontmoet. En julle is vir my 'n inspirasie. Ek wil dit vir julle sê. Mag die Here julle seën in julle werk. Ek gaan vir julle bid. Here, dankie vir hierdie 3 dae wat ons kon by mekaar wees. Dankie dat ons mekaar kan ontmoet en daar's onmiddellik hierdie band wat U tussen ons lê. Ons ontvang dit met dankbaarheid. Dankie vir ons sprekers wat vir ons prentjies gegee het. Ons wil bid, Here, dat U ook vir hulle sal seën in hulle werk. Maar ek wil veral bid dan vandag, Here, vir ons kollegas, vir die manne en vroue wat U roepstem gehoor het en gesê het ja. En ek wil bid, Here, dat U hulle voortdurend in hulle roeping sal versterk, hulle voortdurend attent sal maak op U bewegings, dat hulle sal kan onderskei waarop dit werklik aankom, wat doen U, Here, en dat U hulle sal innooi, en dat hulle sal kom, as U hulle innooi in U werk in hierdie wêreld. Here, ons het gehoor van baie moeilikheid in die wêreld, maar dankie dat ons kan deel wees van die kerk, van die koms van die koninkryk, dat ons aan die regte kant kan wees, die kant van opbou en vrug dra en heel maak. Dit is 'n wonderlike voorreg. En ek wil bid dat U ons almal in die dae en die jare wat kom hierin sal seën. Amen.
Dankie julle. Was baie lekker. Dankie Laurens, dankie man. Jou aanbieding en alles, ons het dit baie waardeer. Dit baie dankie Johan. Ja. Almal wat nou in nuwe fases aan die einde aan die einde van die begin is en nou die begin van die helfte is, seën met daai nuwe fase. Ek en Johan wat aan die begin van die postscript is, ons gaan dit doen. Ons vat dit. En mag die Here julle seën. Dit is my lekker saam met julle. Dankie. Dankie. Dankie Laurens. Seën Hemelvaartdag vir elkeen. Ekskuus, kan ek gou vir julle iets sê? Vul asseblief die vorm in. Daai Pieter se vraelys, daai ding. Dit maak natuurlik ook die database sterker. So as jy moenie nalat nie, doen dit asseblief. Ek het die e-posse gestuur vir hom. Right. Bye. Totsiens, dankie.